Prentjie mooi, nee. Dis Oesterbaai in die Oos-Kaap, so 16 km wes van St. Francis Baai en so wat 90 km vanaf Port Elizabeth. Sy naam kom van die hope oesters wat destyds op die strande was. Ek het gesê mens kan nou nie roomys vir breakfast eet nie. Met die laaste somerson het ek besluit om vir ou Laas bietjie in die warmte te kom bak en ek moet sê, is nou 'n lekker lewe. Die dorpie lê op 'n deel van die plaas Ouwerf wat aan Henry Potgieter behoort het. Die Van Tonner familie het dit in 1956 gekoop en met 'n vakansieoord begin. Aanvanklik was daar 134 erwe, maar vandag is hier 410 waarvan 187 opgebou is. Inwoner Mara Kemp het die geskiedenis in 'n boekie opgeteken. Maar ek neem aan jy het op baie interessante stories afgekom toe jy navorsing gedoen het vir jou boek. Wat het een net vir jou uitgestaan? Christel, ek is baie lief vir geskiedenis en veral om van mense uit te vind die gebeurtenis van die skepskaptein wat die dokumente wou red van die skip waarop hy was en toe daardeur sy lewe verloor het. Dit het my regtig aangegryp. So is dit nou die graf van die skepskaptein? Ja, Christel, kaptein John Reed van Skotland het in 1901 met 'n steenkoolvragskip die Chromatischer vertrek na Algoa Baai. Hulle het veilig om die Kaap gevaar tot by Plettenberg Baai en hulle het toe besluit om Cape St. Francis te probeer haal. Hulle het egter nie ver gevorder nie want daar het 'n stormwind opgesteek en het hulle noodgedwonge die reddingsbote laat sak. Kaptein John Reed het die dokumente van die skip in sy lyfband versteek om dit te probeer spaar en hy het in die water gespring. Sy liggaam is 3 kilometer verder teen die strand afgevind. Boere het dit daar gekry en hy het dit hier kom begrawe. Sy vrou het in 1910 Suid-Afrika besoek en sy het hierdie grafsteen ter wille van sy nagedagtenis hier laat oprig. Die skip is toe blykbaar 112 km van Kaap St. Francis gevind. Dan kyk uit vir seeotters as jy hier is. Veral as die Slangrivier afkom, is hier glo baie. Christel Donna het 'n interessante storie gehoor oor uile wat hier gerehabiliteer word. Paul Jooste is deel van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en het tans 'n gevlekte ooruiltjie wat byna reg is om losgelaat te word. Die een het in Desember 2011 in Humansdorp uit 'n nes geval. Ek sien die uil is in daardie hok, so waarvoor is hierdie een? Hierdie is die konsep van 'n uilrestaurant, gekombineer met 'n loslaathok. Hy sit in daai hok vir 6 weke. Hy gaan glad nie uit nie. Ek voer hom elke aand daar. En dan hier voer ek muise. Dis die wilde muise in die omgewing en hy sit in die nag, hy kyk vir hierdie muise wat hier kom eet. En hy wil hulle vreeslik graag vang, maar hy kan nie, want hy is nog te klein en hy moet 'n periode van 6 weke in daai hok sit voor hy vrygelaat kan word. Dan ken hy die omgewing en dan weet hy die dag as hy daar uitvlieg, ken hy hierdie bosse, hy ken daai paal. Want daai paal het 'n liggie op wat insekte trek. Dis ook kos vir hom. Christel, hierdie paal jag hulle vandaan. Ons noem dit die jagpaal. Hier het ons nou die tipiese uilbraakbal. Die Engelse noem dit 'n pellet. Uit hierdie braakballe kan ons sien wat hulle eet. Kyk die muisbeentjies en die hare. Dis alles wat voëls nodig het vir kalsium. Hulle trek die kalsium uit die bene en die hare uit en na 3-4 dae dan bring hulle die braakbal deur hulle keel uit. En kyk hier selfs, hier's 'n muisskedel. Hy kom uit een van die braakballe uit. Volledige skedeltjie. Nou baie interessant. By so 'n jagpaal kan ons sien wanneer daar klein uiltjies, uilkuikens in die neste is. Want dan die uil sny hy die muis hier oop met chirurgiese presisie. Hy haal die maagie en die galblasie uit en hy spoeg hom uit en hy lê hier. Die galblasie en die pensie gaan nie neste toe nie. Hulle is baie intelligent. Uile hou dus so die gifstowwe in die galblaas en maag weg van hul babas. Nou vir 'n bietjie triviale inligting oor Oesterbaai. 30 gesinne woon permanent hier. 13 predikante se vakansiehuise staan hier. Die dorpie het sy eie motorhersteldepot, 2 gastehuise en 'n moderne karavaanpark. En o ja, 2 kunstenaars. Ek
wonder nou waar's Elsa, want ek moet haar nou hier ontmoet, maar ek... Christel, Daar's jy. stories loop baie vinnig op Oesterbaai en ek weet van jou verlies met jou roomys vanoggend op die strand. En ek het vir jou 'n roomys gebring wat 'n klapper roomys is in 'n klapperdop. Hoop jy geniet dit, hoor. Ag, baie dankie, dit gaan nou baie lekker afgaan. Elsa, is hierdie skildery tipies van jou werk? Ja en nee. Ek skilder baie graag diere want ons het na ons afgetree het ons vir 14 jaar in die Bosveld gebly daar bo naby Tabazimbi. En daar het die diere los rondgeloop. Ons het op 'n wildreservaat gewoon. Dit was nie snaaks om uit te kom op jou grasperk en as daar 40 blou wildebeeste op jou grasperk nie. So ek kon sit en hulle bestudeer en dit is doodnatuurlik net dat ek hulle sou begin verf. En nou dat ons op Oesterbaai bly, skilder ek ook seetonele. Elsa noem dat sy graag water by haar komposisies insluit, omdat dit 'n lewegewende bron is en dus lewe toelaat. Elsa, hier is so 'n groot verskeidenheid van temas. Jy het wilde diere, jy het seetonele en mense. Watter een skilder jy die meeste? Die meeste, weet jy, 'n leeu. En dit is omdat 'n leeu vir my so magnifiek is. Jy weet hy kom so kwaai voor, maar hy kan ook tog soos 'n ou hondjie of 'n ou katjie voorkom. Kyk byvoorbeeld na daardie leeu. Sy oë is sag, sy hele gesig is sag. Hy is nie op die aanval uit nie, maar kyk net sy hare, mens wil haar aanvat, jy wil haar aanstreel. Dis daardie magnifieke koning van die konings wat ook kan sag wees. En kyk nou na die een links. Kan jy sien daar is definitiewe emosie in sy gesig. Hy fokus op iets. Heel waarskynlik 'n prooi wat hy sien en jy weet hy gaan nou tot aksie oorgaan. In die westelike deel van die Oos-Kaap waarvan Oesterbaai deel is die kuslyne oorgangsone tussen somer- en winterklimate, asook koue en warm seestrome. Dit sorg vir interessante ekologiese rykdomme op land en see. Joseph, ek hoor nou al wyd en suid van die pragtige fynbos hier in Oesterbaai. Ja, Christel, ons het 'n wye verskeidenheid fynbos en ons het die duinfynbos en dan het ons ook die sandsteen fynbos. En ons het ook hier waar ons nou staan, is dit die kalksteen fynbos. Ek wil jou vandag spesifiek die aanbybossie wys. Aanbybossie. Daardie naam spreek boekdele. Ja, hy word ook kersfeesbossie genoem en ook bitterbossie genoem. Hy word gebruik vir medisinale doeleindes. Ons gebruik hom vir aanbye. Jy maak hom tot 'n pulp en jy sit hom op jou seerplek. Hy word as 'n tee gedrink. Hy maak ook so 'n bietjie lomerig as jy hom gedrink het, maar dit help baie vir bloeddruk. Jy sê nou bitterbessie. Nou wonder ek hoe bitter is hy? Wag, ek dink ek moet proe. Nee, Christel, hy is baie bitter. Oh, nee, dis bitter. In die tuispunt area net buite Oesterbaai kom 383 plantspesies voor, waarvan 16 skaars is. Hierdie area bevat ook 6 vleilandtipes en 'n rivierstelsel. Christel, wag, hier is die boegu. Ons kry 2 verskillende soorte. Daar's 'n knoffelboegu en daar's ook die lemoenboegu. Hierdie is die lemoenboegu. Hy kom endemies voor tot die area. Dis 'n lekker vars suurlemoenreekie. Boegu is natuurlik wyd bekend vir sy anti-inflammatoriese en ontgiftingsvermoëns. In Umzamowetu, 'n township langs Oesterbaai, is Christel Donna op pad na die Kokkewiet-crash deur 'n plaaslike dansgroepie verwelkom. Die crash is in 2007 gestig deur Annie Goeda. Sy wou aan kinders 'n veilige hawe gee terwyl hulle ouers werk en die kleintjies terselfdertyd regmaak vir die groot skool. Kyk hoe lekker verf hulle. Annie, hoekom is dit vir jou belangrik om die kinders in Afrikaans te onderrig alhoewel hulle in 'n Xhosa gemeenskap bly? Dit is so belangrik vir kinders om Afrikaans te leer. So as hulle verder beweeg na die laerskool, dan weet hulle presies oor wat gaan Afrikaans en waarna kom Afrikaans. Demonia, sê vir my, wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Oppelala. Oppelala. Wel, myne is woefkardoes. Wat motiveer jou om in die oggende op te staan en crash toe te kom? Dit voel my so goed. Want as ek opstaan en dan kom er by my op, vanmorgen is 'n nuwe dag,
met nuwe dinge, met vol van liefde wat ek kan oordra vir die kinders, om te leer wat ons vandag beplan en te doen. Baie dankie Annie. Ek gaan nou vir eers bietjie verder gaan buite speel. Hierdie inspirerende vrou kyk tans na 40 kleuters tussen 2 en 5 jaar oud in die skool. Die township self het sowat 1200 inwoners wat in die chokka bedryf en op plase werk. En so van chokka gepraat. Oesterbaai word die Kalahari Mekka genoem. Dit lê in die Kalahari strook tussen Plettenberg Baai en Port Alfred. Crystal Donna is genooi vir 'n kooksessie, maar onthou tog dat jy spesiale toestemming moet kry om vuur op enige strand te maak. Sjoe, maar dit ruik lekker na see hier by jou. Ja, Crystal, ek het vanoggend by 'n plaaslike visserman oom Jan Sen weer chokka gekry. Ek gaan vandag jou calamari pot maak. Om nou die chokka na calamari te verwerk, moet jy dit skoon maak. So gewoonlik begin ons eers met die vin. Ons haal die vinne af en hy het nie skubbe nie. Hy het 'n dun laagje, peeslaagje. Ons trek dit af. En dan haal ons die kop uit en hy het nie 'n gewone graad, hy het 'n plastiek graad. Dit moet uitkom. En daarna, dan is dit die calamari. Moeilik om te glo dat chokka in die area nog tot in die 1980s net vir aas gebruik is. Ek het gehoor dat die geheim vir 'n lekker mirsagte calamari lê juis daarin dat mense dit vir lank kook, selfs al wil jy dit daarna in 'n batter diep braai. Ja, Crystal, maar wat ek gedoen het, ek het hulle weer in melk geweeg en dit maak dit net so lekker saam. Nadat ons die calamari bygesit het, gaan ons die sout en die peper gooi en daarna die room. Die room is maar so ryk, dit gee hy lekker smaak aan. En dan is jou pot klaar, Crystal. Hulle stap op na die Oyster Bay Beach Lodge, waar die ander sit en wag vir verder kuier. Wel, daai calamari pot gaan nou baie lekker afgaan. Sekos langs die kus in goeie geselskap. Ander seekos is ook geil. Die 1963 SA rekord vir 'n steenbras van 28 kg staan hier. En onlangs is 'n kabeljou van 15 kg uitgetrek. Maar al wat jy hier hoef te doen is om jou skoene uit te trek en die moeite te geniet. Kom binne gaan saam.